Goeiedag, ons is by dag 3 vandag en van ons lydingsreis saam met Jesus en die 7 kruiswoorde op pad na Paasfees toe. Vandag kry ons weer vir Jesus daar waar aan die kruis aan. En ons hoor hoe hy praat en vandag praat hy van sy vriende. Maria en Johannes moes daar naby die kruis iewers in die skare gewees het. En dan lees ons in Johannes 19 dat hy dan sê vir Johannes, daar is jou moeder, en vir Maria sê, Maria, daar is jou seun. Interessant, hierdie eerste 3 keer wat ons lees, sien ons dat Jesus ten spyte van al die pyn en die lyding en al die spot, al die goed wat hy beleef, dat hy wegkyk na ons toe, en dis sy hart. Sy hart is om vir ons eerste te stel en eerste om te gee. Eers praat hy met sy vyande, hierdie ouens wat besig is om hierdie goed aan hom te doen. Die tweede praat hy met hierdie ouens wat weeskante van hom aan die kruis hang, en dan spesifiek natuurlik daar die een. En dan die derde praat hy en gee hy om vir sy vriende. Net voor Jesus gebore is, toe Maria uitvind sy swanger, moes dit vir haar nogal 'n traumatiese ding gewees het. Sy verstaan nie hoe, is dit moontlik nie, sy besef die implikasies nie, wat gaan die mense sê, Josef gaan nie met haar wil trou nie, en al daai goed. En wat doen die Here? Hy stuur 'n engel om met haar te kom praat en te sê, moenie bang wees nie, maar jy is 'n begenadigde. Die eerste ding wat hy doen is hy stuur die engel. Die tweede ding wat hy doen is hy stuur vir haar na Elisabeth toe, sodat Elisabeth haar kan inspireer. Jesus kom nou en hy gaan na hierdie vriende van hom toe. En hy sê vir hulle, julle hoort by mekaar. Hy's weer eens self bekommerd oor hulle en dan gee hy hulle vir mekaar. En dis wat ons in die woord van die Here lees. Dat die Here vir ons baie lief is en vir ons baie omgee. Dis wie sy hart is. Maar in dit kom hy ook en hy kom sê, maar julle hoort by mekaar. Julle is daar vir mekaar. Julle moet daar wees vir mekaar. Vriende, familiebande, geloofsfamiliebande, is vir God belangrik. Hy het ons as mense by mekaar gesit. Hy het ons as gelowiges by mekaar gesit. Ons leef in uitdagende tye as gelowiges. Migrasie wat families uit mekaar uithaal, saamgestelde gesinne, gekompliseerde goed. Ons moet by Jesus kom leer, dat ons vir mekaar verantwoordelik is, dat ons by hom leer om na ander te kyk. Mag ons sy hart daarin verstaan, mag ons verstaan dat die Here ons vir mekaar gee. En vandag wil ek jou uitdaag om sommer iets met iemand naby aan jou te gaan deel oor God se hart. Om te gaan vra as daar iewers 'n verhouding is wat ons moet herstel. Daar iemand is wat alleen is. Iemand vir wie ek iets kan beteken. Dat ons by hom kan leer om van onsself weg te kyk. En dalk vandag vir iemand anders iets te beteken. Mag jy vandag God se hart ervaar, dalk is daar iemand wat vandag vir jou gaan inspireer. En mag jy iets van Jesus se hande en voete vir iemand anders vandag wees.